Prys die naam van die Here, is jy bly is hier vanoggend? Amen. Ek glo die Here het elkeen van ons al reeds aangeraak. En hy wil nog werk. Maak jou hart oop vir hierdie boodskap vanoggend. En as dit vir jou is, reageer daarop. Ek praat vandag met jou oor die verstandiges en die onverstandiges. Nou as ek praat van olie, waaraan dink julle? Die manne sal dink aan motorolie, né? Vrouens gaan dink aan kookolie. Of aan badolie. En die jong mense gaan dink aan sonbrandolie. Dis eintlik nogal 'n belangrike vloeistof wat ons moet hê, wat belangrike funksies doen. En een wat nogal baie belangrik is motorolie. En daarom moet ons gereeld die olie van ons motor nagaan. Ons kan dit nie maar net los nie en hoop daar gaan genoeg in wees nie. En wanneer ons tog maar by die motorhawe stilhou en ons gooi brandstof in, dan sê ons check die olie. Ek hoop nie jou kar is gooi die olie en check die petrol nie. Dan kyk ons tog wat die olievlak in daardie motor is, sodat ons met 'n geruste hart kan aangaan om te ry. Dat die 4x4 manne spot so onder mekaar as hulle praat oor olie. Dan sê hulle, as die motor olie lek, dan weet ons daar's daar nog olie in. Nou Jesus kom en hy vertel vir ons 'n gelykenis oor olie. 'n Gelykenis wat eintlik baie belangrik is. En ek lees vir jou Matteus 25. Matteus 25 daarvan vers 1. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Toe die bruidegom lamp wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan die meisies op en maak hulle lampe reg. En die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe gaan koop vir julle olie. En terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloft toe en die deur is gesluit. Laat kom die ander meisies ook daar aan en roep, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Waak dan. Hierdie my liewe suster, is nie sommer maar net 'n gelykenis nie. Dis 'n waarskuwing van toestande wat aan die einde van die tyd sal voorkom. Die 10 maagde kan beskryf word as die afwagtende Christen gemeenskap, die mense wat kerk toe gaan, hulle wat beweer dat hulle Christene is. 10 meisies, 5 verstandig en 5 onverstandig. 5 wat gesorg het dat hulle genoeg olie gehad het en 5 wat roekeloos daarmee omgegaan het. Die 5 verstandiges, my liewe suster, het hulle olievlak dopgehou en self ekstra olie saamgeneem. En 5 wat nie die gevaar besef het wat kan gebeur nie, het dit uitgehardloop aan olie. Ons sien hier 2 groepe. En hierdie 2 groepe is mense in die samelewing wat die samelewing verteenwoordig, my liewe suster. Een groep wat genoeg voorraad en een groep wat roekeloos deur die lewe gaan en net nie glo om voorraad op te bou nie. 5 meisies wat gereed wag en 5 wat onvoorbereid is. Weet jy wat? Hierdie gelykenis van die 10 meisies verteenwoordig die tye van vandag. Dis 'n volledige bewys, my liewe suster, van wat in die kerke wêreld aangaan. Wat was die betekenis van hierdie gelykenis? Eenvoudig, ons moet 'n verwagting hê
dat Jesus gaan kom op die wolke. En dit is verseker, hy gaan kom. Kom ons staan so 'n bietjie stil vanoggend by die 5 onverstandige meisies. Jy sien hulle verteenwoordig mense wat roekeloos in hulle verhouding met God is. Hulle is nie ernstig in hulle verhouding met God nie. Hulle gaan deur al die beweging, deur al die motions, maar daar is nie 'n werklike band wat hulle aan God verbind nie. Hulle glo ja, hulle kom kerk toe. Hulle neem deel aan die dienste, maar iets kort. Hulle hart is ver van God af, want hulle het nog nie daardie volle oorgawe aan God gemaak nie. Hulle harte is nie vol van die spreekwoordiglijke olie nie. Hulle glo in God, hulle glo in Jesus, maar die Heilige Gees het nog nie intrek in hulle lewe ingeneem nie. Mense leef, en hulle is mense wat leef, asof daar die hiernamaals gaan wees, en die wederkoms van God nog ver is. Wat interessant is by die suster, is dat hierdie 5 onverstandige meisies ook vir die bruidegom gaan wag het. Hulle het geweet iets moet gebeur. En is die mense wat God totaal wegstoot nie. Hierdie meisie het ook gewag. Saam met die verstandiges het hulle gewag. Hulle het in die kerk gesit, hulle het saam met hulle die Here gedien. Hulle is per definisie nie heeltemal verlore nie. Hulle was daar wanneer die bruidegom verskyn. Maar toe begin dinge skeefloop. In vers 5 sê, toe die bruidegom lank wegbreek, het hulle almal al 10 aan die slaap geraak. Toe kom die bruidegom, in die middel van die nag kom die bruidegom toe almal slaap. Onverwags, sonder waarskuwing. En toe kom die groot verrassing. Hierdie ding, of dit was nie toe altyd net 'n storie nie, en toe is dit te laat vir hulle. Al die gespartel om olie te kry, maar toe hulle hele einddoel van hulle bestaan gemis. En hoeveel mense sit vandag in die kerke, en hulle mis eintlik die bestaan van hulle lewe. Hulle mis dit wat die Here vir hulle in plek het. Matteus 7 vers 21 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hulle wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie daar sal mense sal sê, Here, het ons dan in die naam gespreek, in die naam bose geeste uitgedryf, en deur die naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Klink dit nie bekend nie? Kom ons kyk na die verstandiges. Dan was daar die verstandige meisies. Hulle was ernstig oor hulle verhouding met die Here. Hulle het gewag, maar met die regte voorraad. Jy sien, want hulle het geweet, Jesus gaan kom. Hulle het 'n verwagting in hulle harte gehad, want hulle het geweet dat hulle weet, dat Jesus gaan kom op die wolk, en is verseker dat hy gaan kom. En alhoewel hulle aan die slaap geraak het, was hulle heeltemal voorbereid vir sy koms. Beteken, my liewe suster, dat hierdie verstandiges het 'n goeie verhouding met God gehad. Hulle harte was vol van die olie van die Here. Hulle harte was brandend. Hulle het gedoen wat die Vader verlang. Hulle lewens het getuig van 'n liefde vir die Here. Hulle het die gees van die Here in hulle lewens gehad. En nou wil ek jou vra, en jy? God wil regtig ook 'n verhouding met jou hê. Hy wil deel van jou lewe wees, elke minuut, elke uur, elke dag, elke aand, elke week, elke maand, elke jaar. Hy wil hê dat jy alles met hom moet deel. Hy wil hê dat jy jou gedagtes met hom moet deel. Hy wil jou gevoelens van hoor. Hy wil jou vreugdes ervaar. Hy wil jou pyn ervaar. Hy wil jou bekommernis ervaar, met my suster. Hy wil jou behoeftes ervaar. Hy wil ook weet wat is jou planne. Net soos wanneer jy in 'n verhouding met iemand is. As jy verlief is op iemand, wil jy altyd saam met daai persoon wees, is dit nie so nie? Jy wil tyd saam met spandeer. Jy wil met daai persoon praat.
Jy wil dinge saam doen. Jy wil jou hartsbegeertes deel met daardie persoon. Kan ek vanmôre vir jou sê, God wil ook van jou dit hê. Hy wil alles hoor wat in jou hart is. En hy wil ook sy hart met jou deel. Jy vra dan vanmôre, hoekom het hulle nie die olie gedeel nie? Weet jy wat verteenwoordig die olie in hierdie gelykenis? Jou geloofslewe. Dis jou verhouding tussen jou en God. Niemand kan vir jou instaan nie. Ek kan nie vir jou 'n bietjie van my geloofslewe gee en sê word sterker nie. Jy het persoonlik nodig om 'n verhouding, om 'n pad te stap met die Here. En al wat gaan tel is dat jy 'n ware verhouding met God gaan wees. Is daar olie in jou land? Met die broer en suster, is jy brandend vir die Here? Jy sien, wat die olie gaan die paspoort wees, die olie gaan die toegang wees tot hierdie wonderlike bruilofsmaal. En ons kan dit nie deel nie. Mense wat uitsien na Jesus wederkoms, is mense wat besef, dis 'n groot gebeurtenis. Ek moet myself gereed maak. Ek moet seker maak ek het olie in die lamp. Ek moet seker maak ek het ekstra olie. Dit moet vir jou so belangrik wees, dat jy ekstra kanne olies met jou moet saamdra. Elke dag, oral, wel weet dat dit nog lank kan vat, of dit kan môre wees. Jy kan nie reg wees as Jesus kom nie. Jy kan nie onkant gevang word nie. Jy moet seker maak, die Gees van die Here vul jou hele lewe. Jy moet slaggereed wees vir die onvoorsiene. Hierdie is mense wat nie moeg en moedeloos word om te wag op die Here nie. Hulle staan op in die oggend met 'n vreugde in hart en hulle wonder, is vandag nie die dag wat my Here my kom haal nie. En ek praat nie net van dood nie. Ek praat van daardie dag wanneer die Here op wolke gaan kom om ons te kom haal, wanneer ons weggevoer word in die hemel in. Hoe wonderlik gaan daardie dag wees. Jy moet uitsien met jou hele hart, met jou siel daarna, en jy moet so gereed maak dat die dag aanbreek vir jou of vir wanneer die Here kom, vir almal te kom haal, dat jy gaan saamgaan. 2 Petrus 3 sê, vers 3, veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het al geword van die belofte van sy wederkom? Ons Vader is al dood en tog bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af. Hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lank gelede 'n hemel en aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. Dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom en vergaan is. Maar die hemel, hoor mooi hierdie vers 7, maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdag gaan word. So ons moet gereed wees. Die pastore preek al lank, sê die kom van die Here is naby. Maar wanneer ek om my rond kyk en ek sien die oorlog en ek sien gerugte van oorlog en ek sien die bandeloosheid van mense, dan weet ek die kom van die Here is voor die deur. En dan gaan hy aan, hy sê, een ding moet julle nie vergeet nie, geliefdes, vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag, sê vers 10, van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn. Van die hemelliggame brand en tot niet gaan. En die aarde met alles wat daarop is sal vergaan. Aangesien al die dinge so aan julle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Mense glo steeds, daar is nog plek en tyd vir nommer 99. Ag pastoor, ek gaan nog my hart eendag vir die Here gee.
Ag pastoor, ek sal meer toegewyd vir die lewe. Gee my net 'n bietjie kerk asseblief. Kan ek vir jou sê, jy kan dit nie waag nie. Hoekom wil jy kanse vat? Hoekom wil jy rasioneel net speel? Jy ken dit, né? Hoekom wil jy wag vir daardie dag, as jy nou al reeds die geleentheid het, om seker te maak dat jy seker is, dat jy hemel toe gaan as die Here kom? Daar selfs mense wat glo dat 'n ander persoon sy saligheid kan bewerkstellig. Kom ek sê vir jou, dit is nie so nie. Om olie te koop en jou kannetjie vol te hou, neem tyd. Dis tyd saam met God en die medegelowiges. Tyd wat jy afstaan aan die Here. Tyd wat jy die tyd uitkoop om in die huis van die Here te wees. Tyd wanneer jy jou Bybel lees. Tyd wanneer jy op knie gaan. Tyd wanneer jy in die gemeente staan, jou hande oplig en sy naam groot maak. En jy het net een kans, my liewe suster, om in die hemel te kom. Net een. Jesus het klaar die pad vir jou gemaak. Hy het dit reeds gedoen. Hy het dit volbring. Kan ek vir jou vandag sê om af te sluit, daar is 'n hemel, of jy dit glo of nie. Daar is 'n hel, of jy dit glo of nie. Daar is 'n God, of jy dit glo of nie. Daar is 'n Satan, of jy dit glo of nie, my liewe suster. En daar is 'n weg tot saligheid, of jy dit glo of nie. Daar is 'n weg tot verderf, of jy dit glo of nie. En daar's net een metode, of jy dit glo of nie. En daardie metode is Jesus Christus, of jy dit glo of nie. Wees gereed. Ek pleit by jou, wees gereed. Hou jou oliekannetjie vol. Vat ekstra olie saam met jou. Leer ander om hulle kanne vol te maak. Sien met verwagting uit, want die beloning gaan hemels wees. Ja, ons gaan 'n bietjie swaar kry dalk nou, want ons wil ook graag die plesier van die wêreld hê. Kom ek sê vir jou, daai plesier gaan vir jou nie hel aanbring. Hou vas aan die Here. Koop die tyd uit saam met die Here. Kom in verhouding met die Here. Stap saam met die Here. Laat toe dat die Heilige Gees jou lewe volmaak. Laat toe dat die Here jou op die pad lei wat jy moet gaan. Kom ons bid saam. Here, het U woord gehoor vanmôre. Ons het dit gesê. Ons kan nie onverstandig in hierdie wêreld leef nie. Ons moet verstandig leef. Maak nie saak hoe oud of hoe jonk ons is nie, Here. Ons moet seker maak dat U ons gaan kom haal. Daarom is my gebed vanoggend, Heilige Gees, spreek met elkeen in hulle harte, dat hulle sal seker maak dat hulle sal kom wanneer U ons kom haal in die wolke, dat hulle kan saamgaan, dat hulle seker is van hulle saak. Dis my gebed vanoggend, Here. Moenie by ons verbygaan nie. En ons dank U daarvoor.